geseënd in jou huis, geseënd in jou toekoms. Wat beteken dit om geseënd te wees? Vanoggend toe Koba hier ingestap kom, toe sê sy vir my, sy is opgewonde oor hierdie nuwe jaar, want sy voel daar gaan dinge gebeur. Sy voel daar gaan iets anders te wees. Voel jy so vanmôre? Is jy opgewonde oor dit wat voor lê? Amen. Wie is opgewonde? Ek is opgewonde oor hierdie jaar. Ek is opgewonde oor dit wat voor lê, want ons weet wat ons weet wat ons weet. As ons kyk na Psalm 128, vrees die Here en sien sy plan wat ontvou in jou lewe. Nou Here vir my sê, maar hoe so? Kom ons buig ons hoofde en ons bid saam. Here, ons God, vandag kom ons nie haastig nie. Ons kom nie met maskers nie, Here. Ons kom met woorde, maar nie mooi woorde nie. Ons kom met oop harte. Ons kom met siele wat moeg is vir die ou dinge. Ons kom met 'n verwagting, want U is God wat steeds spreek. Vader, ons erken vandag, as U nie die huis bou, ter vergeefs werk die wat daaraan bou. U moet daaraan bou, Here, U moet elke dag bou in die huis. As U nie die pad vir ons wys nie, verdwaal ons maklik. Heilige Gees, kom rus nou op hierdie gebou, hierdie plek, elke mens wat hier sit. Kom sit op elke hart, kom herstel die hoop. Kom herinner ons aan God se plan, nie net vir eendag nie, maar vir nou en vir 2026 wat voor lê. Here, ons verklaar dat ons lewens, dat hierdie diens, hierdie oomblik ons lewens sal verander. Hierdie woord sal wortel skiet in elkeen van ons. Dat U teenwoordigheid sal bly en dit alles bid ons in die naam van ons Jesus Christus alleen. Amen en amen. Nou, julle baie keer bid ons en ons vra, woord moet wortel skiet. Nou as 'n mens kyk na iets wat moet wortel skiet, jy plant baie keer iets, maar jy sien niks nie. In die grond is dit donker. En baie van ons is daar. Ons is daaronder besig om wortel te skiet. Ons is besig om daaronder te veranderinge te bring. Maar ons moet vrees vir dit wat kom van God se kant af. Ons is so geneig om te vrees oor dit wat, soos die storms wat nou byvoorbeeld vandag gesê is gaan kom. Ons is vrees daaroor, maar vrees ons God. Vrees ons werklik vir God. En ons skrifverlesing kom uit Psalm 128. Welgeluksalig is elkeen wat die Here vrees, wat in sy weë wandel. Die opbrengs van sy hande sal jy eet. Geluksalig is jy, en dit sal met jou goed gaan. Jou vrou sal soos vrugbare wingerdstok binne in jou huis, jou kinders soos olyfboompies rondom jou tafel. Kyk, so sê die man, geseënd word wat die Here vrees. Amen. Mag die Here jou seën uit Sion, dat jy voorspoedig van Jerusalem mag aanskou en die dae van jou lewe, en mag die kinders sien wat hy vrede oor Israel. Vrede hier in ons harte. Wie van julle het regtig waarlik vrede hier? Want as jy vrede hier het, gaan jy vir God vrees. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Psalm 128 is nie net 'n vir perfekte mense. Dis nie net 'n vers vir die mense wat perfek is nie. Dis vir elkeen van ons wat foute het. Daar het ons gesing, no turning back. We will follow Jesus. No turning back. Daar kan dinge op ons pad kom. Daar kan dinge gebeur. Ons het nie nodig om terug te val nie. Daar is 'n belofte wat vir elkeen van ons is, selfs vir die gewone mense. Vir elkeen van ons is daar 'n belofte wat ons kan kies om God te eer. En as ons hom eer, dan gaan ons lewe verander. Outomaties verander alles, sodra ons God begin eer. Daar's nie, mense is geneig om sukses te wil hê. Mense wil altyd eerste wees. 'n Mens wil altyd eerste kom in alles. Maar dit is nie altyd moontlik nie. Hoekom nie? Hoekom is dit nie altyd moontlik om eerste te wees nie? Want ons volhard nie altyd nie. Nou jy moet volhard in gebed, volhard in jou geloof. Jy moet volhard in jou alledaagse lewe met God. Jy moet volhard
Jy moet geloof hê, soos die van 'n mosterdsaad, om vorentoe te kan gaan. Help nie ons sit hier en ons dink aan, sjoe, die dinge raak al hoe erger buite. Werke raak minder, geld raak minder, alles raak minder. Maar ons geloof is nie waar ons moet wees nie. Ons het daai bietjie twyfel in ons. Gaan God werklik my huis seën? Gaan God werklik daar wees vir my? En God het 'n plan vir elkeen van ons. Elkeen van ons het 'n God voor 'n plan. En daai plan begin by jou hart. Daai hart. Nie jou prestasies nie. Wat is in jou hart? En hier is 'n storie wat ek gou vir julle wil lees van die ou boom in die agterplaas. Wie het al gehoor van die storie? Daar was 'n man wat 'n ou boom in sy agterplaas gehad het. Die boom het min blare gehad. Geen vrugte nie. Elke jaar het die mense gesê, kap hom af. Hy neem dit net plek. Hoeveel keer sê ons is moeg. Ons wil nie voortgaan nie. Nee? Of mense sê, ag, gooi daai persoon weg man, hulle gaan nooit regkom nie. Sê ons dit baie vir mense. Maar die man het gesê, ek sal hom nog 'n seisoen gee. Een winter, toe alles dood lyk, het hy steeds water gegee. Steeds sorg gedra. Hy het niks verander nie. En toe kom die lente en iets gebeur wat niemand verwag het nie. Die boom het begin blom. Meer vrugte as enige ander boom. En toe het die Here my hart geraak en gesê, dis hoe ek met my kinders werk. Wanneer ander jou opgee, gee ek jou nog 'n seisoen. En baie van ons mense het opgegee. Baie van ons mense voel, sjoe, ons lewe is vandag soos daai boom. Daar's niks nie. Daar's nie 'n toekoms nie. Daar's niks. Maar Psalm 128 herinner ons, die Here seën die wat hom vrees. Amen. En vrees selfs in die wagtyd. Baie keer is dit moeilik om te wag. Dinge wil nie in plek gebeur nie. Ons vat byvoorbeeld die kerk se busie. Ons wag nou al lank, van laas jaar Julie af. Nou het nog nie veel gebeur nie. Moet ons moeg raak? Nee, ons moet volhard in gebed. Ons moet volhard, ons moet weet, Vader gaan ons situasie verander, maar ons moet God vrees. Welgeluksalig is elkeen wat die Here vrees. Om God te vrees beteken nie dat jy gaan vrees nie, maar jy gaan hom eerste stel. Dis wie jy moet eerste stel. Jy moet bereid wees om te surrender en te sê, Here, ek gee alles oor. U kom eerste. Amen. Amen. Eers sy woord. As daar 'n belofte vir jou is daar 'n voorwaarde wat gedoen moet word. Vir elke belofte is daar 'n voorwaarde. En ek vertrou God se weë in my 2026. Nie my weë nie, God se weë. Vir baie gaan 2026 dalk nie 'n maklike jaar wees nie. Maar die oomblik wat jy die Here vrees, gaan dinge in jou lewe verander. Glo my. Wanneer jy God eer hy jou pad. Jy moet hom eer vir elke liewe dag. Kyk 'n bietjie mensies wat depressie het. Ons moet bid vir hulle, want het is moeilik om op te staan in die oggende. Jy voel jy's niks werd nie. Jy voel daar's nie hoop nie. Ek het gisterand 'n ding gekyk op 'n Good Doctor van die persoon wat autisties is. En wat daai mannetjie bereik in sy lewe. En die oomblik wat alles te veel raak, dan gaan hy dan staan hy so en dan maak hy net so en hy lyk asof hy gaan opgee, maar die Here gee vir hom krag om aan te gaan. Die Here gee vir jou wat hier sit krag om aan te gaan. Maak nie saak wat aan die kom is nie. Want God sal jou plan laat uitwerk. Want jy eer hom vir wie en wat hy is. En jy vrees hom. Jy sal eet van die werk van jou hande. Dit beteken, jy sal nie verniet werk nie. Jy sal nie verniet werk nie.
Hoeveel mense is nie bereid om ietsie te doen vir die Here nie? Hy sê hierso, jy doen dit nie verniet nie. As jy vir iemand gaan bid, doen jy dit nie verniet nie. As jy werk, doen jy dit nie verniet nie. Baie keer kry jy nie wat jou toekom nie, maar jy het 'n siel verander. Daar het iemand verander. Jou moeite is nie onsigbaar nie. Jou moeite is nie onsigbaar nie. Mens sien alles wat jy doen. En weet jy wat, daar is 'n God wat sien alles waarmee jy besig is. Elke ding wat jy oopmaak op jou foon, weet God, hy kan dit sien. Hy sien elke traan. En baie keer met opofferings is daar trane. Dit is nie altyd maklik nie. Dit kos jou niks om die Here te dien nie, maar dit kos jou alles. Kom sê ek so, tyd. Tyd. Julle wat hier sit, het vandag tyd afgestaan om kerk toe te kom. Vanoggend toe ek vir oom Werner sê, toe vir Werner sê, Sandra is hier in die kerk en sy hoes en sy proes. Hy sê, nee, dit reën net, reën gaan ons nie weghou nie. Hoekom? Daar waar hy is daar geen kerk nie. Hy kan nie kerk toe gaan nie. Net, jy gaan 3 maande uit 'n jaar, nee, 3 maande uit 'n jaar, wat jy die voorreg het om op 'n stoel in 'n kerk te sit. Nie waar nie, is dit 3 maande. 3 maande uit 'n jaar uit, wat hy jou voorreg het om op 'n kerk in 'n kerk te wees. Waardeer ons dit, wat ons dan sê. Dis 'n opoffering wat hy maak. Want hy kan nou meer tyd by sy huis gespandeer het, maar hy kies om in die teenwoordigheid van Vader te wees, om kos vir sy siel te ontvang. En kyk 'n bietjie 'n wurmplaas, het kos nodig. Wurmpies wat onder die grond is, het kos nodig. So het ons geestelike kos nodig om vorentoe te gaan. Ons het nodig. En vandag, God sien elke traan, elke opoffering. Jou werk dra dalk nog nie vandag die vrug nie, maar die wortels wat daaronder is besig om aangewerk te word. Daai wortels is besig. Hulle is besig aan die onderkant. Amen. Wie se wortels is besig? My wortels is verseker besig om aan die ander kant, daar waar niemand niks sien nie, is God besig om dinge te verander. Jou huis sal geseënd wees. My huis sal geseënd wees. Hoekom? Want God se seën begin by jou huis. Hierdie huis wat ons in is, die huis van die Here, is net 'n gebou, maar hier waar ons almal teenwoordig is, sal ons geseënd wees. Nie net by die kerk nie, nie net by titel nie, nie net by jouself nie, jou huisgesin, jou kinders. Het julle geweet, as jy nie gaan vergewe nie, gaan jy nie liefde kan gee nie. Kan jy vir iemand wat jy haat liefde gee? Nee, jy kan nie. So jou huis sal geseënd wees, almal wat in die huis is, in jou fisiese huis waar jy bly, kan ons mekaar nie haat nie. Ons moet lief wees vir mekaar. Ons moet daar wees vir mekaar. Ons moet vergewe as 'n ander ou verkeerd gedoen het. Want in 'n huis wat geseënd is daar liefde. Amen. Baie liefde, baie liefde. 2026 sal 'n jaar wees waar families herstel. En vandag, hoor mooi wat ek julle sê, families gaan herstel. Is baie mensies wat se familie hier is en daar is en oralste is, maar daar's nie vrede in die families nie. Hierdie 2026 sal die families se verhoudings herstel. En hoe gaan dit gebeur? Jy gaan 'n tree moet vorentoe gee. Jy gaan moet vorentoe gaan. Jy gaan moet sê, weet jy wat, ek sit alles agter my. Alles agter my. Ek surrender alles oor. En daai verliese wat jy gehad het, sal God herstel. Hoeveel verlies het ons nie al gehad nie? Kom ek sê vir julle, ek sit
Ek sit gisterand en ek lê in die bed en ek sien op Facebook van 'n storm wat 40 mense getref het, 'n weerligstraal in Hammanskraal. En ek raak vir 'n oomblik stil en die ander oomblik wys hulle foto's van hoe die natuur buite, dat Pretoria geslaan word deur een of ander storm, waterstorm of soiets van die aard, en die foto's is daar. As ek 'n jaar terug daarna gekyk het, het ek paniekerig geraak. Maar ek het gelê in my bed en ek het gesê, dankie Here. Dankie dat hierdie dak wat op ons kop is, hier is. Want daar's soveel mense daar buite wat nie die dak het nie. En dan vrees het gekom, maar dit het rustig geraak. Hoekom? Want God is besig om my vrees wat ek het vir die storms te herstel. Hoekom? Want ek het God beginne vrees, nie die storms nie. Ek wil eerder in God se wil bly, as ek in die mense wil bly. Want baie mense sê vir jou, jy moet so maak en so maak en so maak, maar nee. God is besig om dinge vir jou oop te maak. Moenie luister na die mens nie, kom by God uit. Waar jy gewag het, sal God jou antwoord. Hoe gaan God jou antwoord? Jy gaan beginne die Bybel moet oopmaak. Jy gaan beginne moet diep in die woord ingaan en gaan kyk, wat is God se boodskap vir my vandag? Baie sê, ek hoor nie God se stem nie. Ek bid teen die ceiling vas. Hoekom bid jy teen die ceiling vas? Hoekom hoor jy nie God se stem nie? Want jou Bybel is weg. Jou Bybel is weg. Hy is vol stof onder die bank. Steek 'n bietjie Bybels op in die kerk. Hoeveel mense het Bybels hierso? Waar moed verloor het, sal jou God jou versterk. Mensies, jy gaan moed verloor. Maar die oomblik wat jy jou woord van God oopmaak, gaan daar vir jou 'n boodskap wees. En jy gaan nie nodig hê om moed te verloor nie. Baie mense wat ek sien in berading, vra ek, wanneer laas het jy in die Bybel gelees? O nee, ek het nie tyd nie, ek het nie tyd nie. Nou hoe gaan God jou huis seën as jy nie tyd het nie? Maak tyd. Die Here wil jy nie net dra nie, deur alles nie, hy wil jou lei, maar hy gaan jou lei deur die woord oop te maak. Jy het nodig om die woord oop te maak, om gelei te word. Jou kinders jy sal jou kinders se kinders sien, jy sal vrug sien van jou gebede, jy sal weet, God was hier. Hoekom word die ou mense so oud? Hoekom het die ou mense altyd 90 plus geword? Want hulle het hulle ouers geëer. En wat het hulle gedoen? In die aande tafelgebed. Hulle het by die tafel gesit en gebid. Hulle het tafel saam hande gevat. Hulle het gebid. Wie se ouers het almal gebid? Wie se ouers het almal hande gevat en gebid? Sy oupas en sy oumas. Sjoe, ek kon nie eens eendag mis uit die kerk het met my ouma nie. Sy het gesorg dat ek by die kerk kom. Nou ek wil hê, jy moet vandag 'n besluit maak. Jou 2026, gaan jy daai bagasie van 2025 saam met jou bring? Of gaan jy 'n uitnodiging van oorgawe vat en sê, weet jy wat? Alles wat agter my is agter my. Ek surrender alles. Ek gaan dankie sê. Ek gaan oor elke situasie van lewe gaan ek Jesus spreek. Ek gaan Jesus spreek. Vandag vra die Here nie vir 'n perfekte mens nie. Hy vra nie vir jou geld nie. Hy vra jou hart. Dis wat hy nodig het. Jou hart. Soos daai dokter, daai autistiese seun, soos hy 'n dokter is daar baie mense wat ingekom het en gesê het, weet jy, ek het besighede, ek het baie geld, kan jy asseblief my nuwe hart insit? Dan sê hulle, nee, hulle kan nie. Hulle kan nie. Jy het nie gekyk na jouself nie. Daar is nie 'n hart beskikbaar nie. So vandag is daar nie 'n perfeksie nie. Hy vra net vir jou hart. Dis al wat die Here vra, is jou hart. En hy
So die oomblik wat jy jou hart en volle oorgee vir hom, sal hy jou huis bou. Hy sal jou voorspoedig maak. Hy sal saam met jou stap. Die Here, ek wil die Here vrees en ek wil hom vertrou. Nie my vertrou op 'n mens sit nie. Nie my vertrou op 'n mens sit nie. Die Here sal jou sien, uitsien. Jy sal sien. Kom jy net in lyn met God. Kom jy in lyn. Speak Jesus over, spreek die naam van Jesus oor elke situasie wat daar is. Baie keer het was ek in dienste waar mense gesê het, "Sjoe, hulle het gebid en hulle het nie woorde gehad en al wat hulle gesê het is Jesus en die persoon het genesing ontvang." Kan dit waar wees? Dat net die naam herstel kan bring? Baie keer het ons nie woorde nie, maar hier binne is daar woorde. Ons weet nie om dit uit te bring nie. Die oomblik wat jy sê Jesus, hy ken jou hart, hy ken jou alles, hy weet alles van jou af. Daai oomblik kan dinge in jou lewe verander. Ek gaan afsluit met 'n gebed en ek gaan vra dat ons net so sal stil sit na die tyd en luister na 'n lied. En net sê dankie. Dankie Jesus. Here, ons lê ons toekoms, ons 2026 voor U neer. Ons lê ons huise, ons kinders, Here, ons werk, ons drome neer. Bou U huis in ons, Here. Plant U vrede in elkeen van ons, Vader. Lei ons die pad wat U wil hê ons moet lei. Ons wil klaar vandag. Ons sal in U weë wandel. En ons sal U seën dra. En ons sal geseënd wees. Want ons het alles neergesit en ons surrender alles oor aan U, Vader. Ons sê dankie daarvoor en ons spreek Jesus oor elke situasie waarin ons onsself bevind van hier af. En Here, ek vra dat U met elkeen sal wees wat U sit. Dat hulle van hier af die Bybel sal oopmaak, U woord sal deurgaan en U woord sal hulle lewendig word. Die oomblik wat hulle oopmaak, dit wat hulle lees, dat dit wat in hulle harte gedeponeer word, dat dit lewe sal kry. Here, dat dit vir hulle antwoord sal wees. Here, ek vra dit. Here, gaan ook so saam met elke gesin wat hier sit, Here. Ek vra dat U hulle sal seën. Elke persoon wat luister en nog gaan luister, dat U hulle sal seën. Here, dat hulle plekke geseën sal wees. Dat hulle harte net U liefde sal uitdra, Here. Ons sê dankie daarvoor. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.